Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanmôre in die kerk, is lekker om elkeen te sien. Vir julle wat die kuier is besonder baie welkom. Ek weet jy sit 'n klomp doopgaste, dit is lekker om julle te sien. Bly julle sit hier voor, ek sal so 'n bietjie laat die water so op jou oupa se skoot spat, net nou. Ek hoop julle geniet ons erediens, ek hoop jou hart is oop, ek hoop jou hart is hier. Ek wil graag vir jou sê dat die Here God jou liefhet. En jou en elkeen. En dis hoe ons na hom moet kyk, hoe ons na mekaar moet kyk, en na onsself moet kyk. Die Here het my lief. En binne dit gaan ons nou een van ons 2 temaliedere vir hierdie reeks sing, met hierdie bril op van God se liefde. God wat liefde is. Kom ons sing Psalm 378. Ons sing staan, dan sing ons lekker uit ons hart uit saam. Vandag is die 6de week van ons reeks. Ons eindig vandag met ons reeks, so vir die ouens wat nou kuier, met nou so saam met ons op die wa spring. Die reeks het gegaan oor om God, om anders te kyk, om soos God te kyk. En dit wat ons nou net gesing het, ons wil U sien, Heer. Dis ons gebed hierdie heeltyd. En die Here het ons uitgenooi om met sy bril na hom te kyk. Om na hom te kyk vir wie hy regtig is. Dit was die eerste bekering wat moes gebeur. Want ons kyk God baie keer deur ons brille, en deur ons manier hoe ons hom wil sien, en wat ek van hom wil hê, en ons druk hom in daai bril, en ons kry tunnelvisie op God. En hy het ons uitgenooi om te kyk soos hy is, en wie hy regtig wil hê ons moet weet, na hom kyk, of hoe ons na hom moet kyk. So dis ons eerste bekering. Die tweede bekering wat nodig was, is hoe ons na onsself kyk. Ons moet met God se bril na onsself kyk. En hier moet 'n groot ding gebeur, en ek hoop daar baie gebeur in jou, in die tyd, want ons kyk nie na onsself, soos wat God na ons kyk nie. En dan het ons verder gaan na ons naby mense, en verder gaan na die kerk, gesê maar ons moet die kerk sien, soos wat God die kerk sien. Het is nodig dat ons daai bekering moet laat gebeur, dan sal ons meer maak van die kerk, dan sal ons meer deel wees van die kerk, wat God het die kerk vir ons daar gestel, en ons is almal verantwoordelik en deel van sy kerk. Verlede week het ons gekyk na die gemeenskap. En dit is 'n groot ding om die gemeenskap te sien. En met al hierdie brille, kyk ons vandag na, hoe sien God Suid-Afrika? En dis 'n groter saak as wat ons in 'n diens kan hanteer. Want daar's soveel invalshoeke, soveel aspekte, soveel goed wat ons brille vuil maak, ons brille kleur, ons brille laat toewasem. So hierdie week vra ons die Here om ons te help, dat al hierdie ander brille wat ons gegee het, as ons dan nou nie na hom kyk, nie na onsself kyk, nie na die mense, na die kerk, na die gemeenskap kyk, dan moet ons Suid-Afrika anders sien. Heeltemal anders. En kom ons bid en vra die Here, dat hy die bekering wat nodig is vir ons, om Suid-Afrika te sien, soos hy Suid-Afrika sien, dat dit sal gebeur. Kom ons bid saam. Hemelse Here, ons wil U aanbid. Ons wil aan U die eer bring, wat U is die koning van die konings, U is op die troon, U is die skepper God. Ons aanbid U. Ons wil ons beste aan U bring, ons wil ons beste vir U gee, ons wil in die mooiste woorde of denke, of met 'n lied, of wat ook al, U eer, U aanbid, U loof. Here, ons Here, hoe heerlik is U naam, oor die ganse aarde, en ook hier vanmôre. En daarom wil ons U besing, ons wil U loof, ons wil U aanbid. Here, baie, baie dankie vir die wonderlike voorreg om so saam te kan wees. En Heer, baie dankie dat ons die voorreg het om in Suid-Afrika te kan leef. Dankie dat ons die voorreg het om hier gebore te kon word. Dit is net genade op genade, ons eer U daarvoor. So baie dankie daarvoor, Here. Ek wil pleit, Heer, dat U ons vanmôre sal help om met U bril na Suid-Afrika te kyk. Om te sien wat U sien as U na ons kyk. Help ons, Heer, om tot bekering te kom oor ons, en in ons kyk na hierdie mooi land. Hierdie land van U, wat aan U behoort, wat U vir ons geleen het.
gebruik die woord, gebruik ons woorde, gebruik vanoggend, Heer, om ons te beweeg, om ons te bekeer. Gebruik die doop, om ons vastigheid, om anker vir ons te gee. Dat ons weet, ons is in U geanker. En Here, gee dat dit vir ons energie sal gee, en krag, en visie, en moed, en hoop sal gee. Ook vir ons land. Ook vir ons hier wees in Suid-Afrika. Ek pleit dit van een Jesus naam. Amen. Ek wonder, hoe sien jy Suid-Afrika? As jy 3 woorde moes heg daaraan, wat sou jy vanmôre sê? Kry gou die eerste woord in jou kop. Wat sou die eerste woord wees? 'n tweede woord, hou hom, sê hom vir jouself. Maak 'n keuse, jy moet 'n woord kies. 'n derde woord, wat Suid-Afrika beskryf, so wat jy nou voel. Het jy hulle? As jy vanmôre, as ek SMS uitgestuur het en gesê het, kom vanmôre, bring 3 foto's saam, of bring 'n foto saam, wat vir jou spesiaal is oor ons land. Wat sou dit wees? Wat sou jy gebring het? Watter foto's jy gebring het? Daar's so baie hoeke, so baie kante, soveel spesiale goed in hierdie land wat jy sou kon bring en sê, maar dit is my beeld van Suid-Afrika. Daar's ander foto's ook wat ek sou bring as net voels se foto's. Wat sou jy gemaak het? Wat sou hier gewees het vanmôre in jou bydra? Sou jy gedink het, maar dit is in die laaste jaar wat dit vir jou ons is, die wêreldbeker. Sou jy gedink het aan ander prestasies wat ons mense of ons land bereik het? Sal jy sommer net dink aan, daar's soveel foto's, ek het nie geweet wat om te kies nie. Dalk is dit 'n golfbaan iewers op 'n spesiale plek. Dalk is dit ingenieursprestasies soos 'n brug. Wat sou jy gedoen het? Wat sou jy gebring het? Dalk is dit 'n ervaring wat jy al gehad het in hierdie fantastiese land waarin ons leef. Wie van julle het al gebungee? Ja, okay. Ek kyk met nuwe oë na julle. Verseker. Dalk is dit so 'n fantastiese projek soos die Lesotho Hoogland projek. Dis net 'n fantastiese ding. Gaan lees weer 'n bietjie daaroor, gaan kyk bietjie weer foto's daaroor van hoe daai damwal gebou is daar hoog in Lesotho en hoe die tonnels gemaak is wat daai water bring, die hidro-elektrisiteit wat daar opgewek word vir Lesotho. En. Wat sou jy gedink, wat sou jy gebring het? Sou jy iets gebring het oor ons reënboognasie? Daar's so baie foto's wat jy sou kon saambring vanmôre. Ek dink as ons 'n buitelander vra, dan sal hulle 10-1 oor Suid-Afrika 'n foto bring. Ek het my ervaring van die buitelanders was baie sal sê, ou Afrika, dan is dit 'n eenheid. Maar as hulle iets begryp van Suid-Afrika, dat jy van Suid-Afrika afkom, dan sal hulle praat oor apartheid, of Nelson Mandela, of oor die godswonder van vergifnis wat in ons land gebeur het, waaroor die wêreld verstom staan. Suid-Afrika. Ons moet eintlik 'n konferensie hou daaroor, 'n hele naweek konferensie. Maar dis wat jy hierdie week gaan doen, ek wil jou uitnooi. Dat jy jou boekie, as jy 'n boekie het, anders kyk op die webblad, gaan kyk na hierdie week se temas, se dagstukkies. Hy hanteer Titus, die boek Titus,
waar daar klomp praktiese goedes is van hoe leef ek in so 'n land, hoe help ek so 'n land genees, hoe oorkom ek hierdie in 'n klomp probleme in 'n regering, waaroor ek nie gelukkig is nie, ensovoorts, hoe leef ek in so 'n situasie? Hou konferensie met jouself, hou konferensie met jou mense in jou huis, met jou mense in jou selgroep. Hierdie week se selgroep is 'n konferensie oor Suid-Afrika. En mense wat jou pad kruis, praat met hulle oor die land, met die bril wat God jou gee, en dis die voorwaarde, met die bril wat God vir jou gee, om na hierdie land te kyk. Want ek hoop, ons kyk mos nou anders, na God, en na jouself, en na die mense om jou, in die kerk in hierdie land, en dan, met ander woorde, na Suid-Afrika. Toe ek in 1986 dienstpligkapelaan was hier in Wonderboom, by Vyfsuin, ons eenheid het bestaan uit omtrent al die Portugese troepe in die land, wat baie was, ek dink ons was 'n paar duisend, ek kan nie eens meer onthou nie, maar toe op 'n keer kom daar 'n Amerikaanse gospelsanger, en ek het sy naam ook vergeet. Ek is 60. 1986 is lang terug. Ek kan regtig nie sy naam onthou nie. Maar ek onthou die ou se beeld wat hy gebruik, en ek onthou die ou se entoesiasme. En die ou daai dag, daai klomp troepe, op hulle stoele laat staan, en hulle het almal soos een man saam met hom gesing. Dit was hoendervleis. En hy het vertel, oor hoe hy, toe hy voorberei het om Suid-Afrika toe te kom, toe kyk hy na sy reisplan in Suid-Afrika, en toe hy 'n kaart sien, dus die beeld wat hy sien, 'n hart. En hy het hierdie diep bewustheid gekry van Suid-Afrika is in die wêreld God se hart. 1986. Dink mooi wat het in 1986 en daai tyd gebeur. En hier kom hierdie Amerikaner, en hy het my kop, hy het my bril gegee om na hierdie land te kyk. En hy het ons almal geïnspireer daai dag, om in hierdie land te leef. Ons is bevoorreg en geseënd om in God se hart te kan bly. Hierdie is 'n kaart van die waterare van hierdie land, van die riviere, en die toegangs strome, spruite, na ons riviere. Nee, so gemaak het. En ek dink, dis hoe ons moet kyk na hierdie land. Ons bly in God se hart. Dit is God se hart. Dit is vir hom so verskriklik belangrik. En Seppi en Jenny, dis hoe julle vir Zoe en my moet grootmaak. Sy is bevoorreg en geseënd om in Suid-Afrika gebore te wees. In hierdie tyd, met hierdie fantastiese, ongelooflike, onbeskryflike geleenthede, om in God se hart te kan bly. Dit is in soveel verskeidenheid mense, soveel verskeidenheid van geleenthede, vir ons elkeen. Nou moet ek sê, sedert 1986 het my bril, die bril wat daai ou vir my daai dag gegee het, baie keer baie vuil kolle opgekry. Baie keer het my bril toegewasem, en dan moes ek die bril afhaal, en dan weer oordentlik skoonmaak. En die beste manier om skoon te maak is om in die woord van God besig te wees, en in gebed besig te wees, en dan met hierdie nuwe skoon bril weer na hierdie land te kyk, en dan weer te sien, maar wow, dis God se hart, ten spyte van die, en al die ander wat jy nou kan noem, en die lang lys wat ons dalk in die begin genoem het, toe ons 'n woord gekoppel het, aan Suid-Afrika. Ek het 3 teksgedeeltes gekies, die een is ook in ons boekie, Micha. Ek het hom gekies as 'n model, omdat in Micha die omstandighede verskriklik baie dieselfde is as ons omstandighede vandag, dink ek. Die ander 2 vloei daaruit. Die konteks in Micha is baie soos ons sin, en ek dink in Micha is daar basies 3 groot boodskappe, hooftemas. Die eerste een is ook daai eerste bril wat ons gehad het, gaan oor die almag van God. Gaan lees Micha 1. Hy beskryf die almag van God. Hy kyk op hoeke, uit verskillende hoeke uit na God, en dit maak jou hart net vol, maak jou bril skoon om na God te kyk op 'n nuwe manier. En dis die ding wat ons gereeld moet doen, is om ons bril skoon te maak, ons bril op God. Anders verloor ons perspektief op al die ander goeters.
Die tweede hooftema is dan die uitwys van hierdie kloof in hierdie volk van God se lewens. Hulle het hierdie kerkkant en hulle het hierdie lewekant. En daartussenin is daar 'n kloof. Eintlik het die goed met mekaar niks te maak nie. Dis hoe hulle geleef het. En hulle was baie toegewyd as hulle by die kerk kom. In hulle offers, in die instandhouding van die feeste, in die instandhouding van die tempel en al daai goeters. Maar hulle lewenswys het niks daarvan gereflekteer nie. Niks nie. Die derde hooftema is vergifnis en die nuwe lewe wat Micha ook voorstel en die ouens na toe uitnooi. So, kom ons lees saam met my Micha 6. Ek lees nou maar net 'n paar verse uit Micha 6, waar daar dus so 'n bietjie van 'n klomp van die goed voorkom. Micha 6. Hoor wat sê die Here. Maak klaar, roep die berge as getuie, laat die heuwels hoor wat jy te sê het. Hy praat met Micha. Berge, vaste fondamente van die aarde, julle moet luister na die saak van die Here. Die Here het 'n saak teen sy volk. Hy het Israel aangekla. Dis 'n baie ernstige saak hierdie. My volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moeg gemaak? Antwoord my. Dan kom hy en dan sê hy 'n klomp goed wat die Here sê. Ek het jou uit Egipte gebring. Ek het jou uit die plek van slawerny gered. Ek het vir Moses gestuur om jou te lei, ook vir Aaron en Mirjam. My volk, dink aan die planne wat Balak van Moab en Biljam seun van Beor hom geantwoord het. Dis ouens wat vyande was. Dink aan alles wat tussen Sitem en Gilgal en wat die Here julle God, waar die Here die oorwinning laat behaal het. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe gaan, met jaarhout kalwers. Sal die Here duisende ramme aanvaar, saam met 10.000 offers van olie. Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding. So hier's die profeet besig. En ons sou ons lyne kan trek en jy sal hier kon inskryf of jy nou 'n bloedrivier inskryf en of jy nou wat ook al wil inskryf wat oor die geskiedenis, oor die jare gebeur het. Goed wat ons hier kan inskryf oor ons situasie. En dan ons vraag, wat kan ons dan nou doen hier om te herstel? En dan kom vers 8 eintlik met die antwoord. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien, dit is wysheid. Die Here roep die stad, luister, leier, wil hy ook maar sê luister. En julle almal wat aanhou roof, luister. Goddelose plek, moet ek die verkeerde maatlyn bly verdra? Die verkeerde maatlyn, skelmstreke? Of die vals inhoudsmaat wat ek so haat? Moet ek die eienaar van 'n onbetroubare weegskaal vryspreek? En met 'n sak vol vals gewigte? Die stad se ryk mense pleeg geweld. Sy inwoners lieg en hulle bedrieg. Daarom het ek jou begin straf. Ek het jou begin verwoes oor jou sonde. Baie reguit praat die Here met hulle. Ek weet eintlik nie wat sê mens hierna nie, net sjoe. En dit weer net sug. En dan nog 'n sug. Jy sien die ding is dat die Sions teologie waaraan die ouens gewoond was, wat hulle ingevoer is, wat hulle lewe gevorm het, hulle koppe gevorm het. Dis die manier hoe hulle gedink het. In die tyd daarvan van Micha in 735 rond voor Christus. In die Sions teologie was God onvoorwaardelik aan hulle kant. God het gekies vir Israel, God sal aan hulle kant wees en bly vir altyd. Wat gemaak het dat Juda seker goed vir hulle self toegeëien het. God is aan ons kant. God het eintlik amper nie 'n keuse nie. Want die tempel wat hier staan, is ons bewys. God is hier, dis sy huis, dis sy voetplek, die staanplek van sy voet. God was eintlik verplig om by hulle te bly. Maar vers 9 en 12 spel die kloof uit. Sê van al hierdie vals goed wat gebeur in hierdie volk se midde. En hulle is gewoond aan, so gewoond aan, dat almal dit doen, ook die ouens wat by die feeste voorstaan, en deel is, en die goed in stand hou, en hulle bydraes gee, en hulle offers bring. En dan vra hy,
Micha vir hulle, want Micha se bril het skoon gekom iewester, toe hy voor God kom staan. En hy kyk met 'n skoon bril, hy sien hierdie goed duidelik raak, dit staan vir hom so uit. En dan vra Micha, wat verwag God van my? Wat nou? Hoe nou vorentoe? Ons wat die kerk is, wat God geplant het in Suid-Afrika om die lig te bring, ons lig wat so dof geword het, dat ons mekaar beklei en stry oor strooi, dat ons mekaar verskil oor stupid goed is, oor onbenullige goed is, wat maak dat hierdie hele moot vol kerke is, en ons praat nie met mekaar nie. Julle, ons is stikkend in hierdie land. Ons, wat God se kerk is. En dit het ons oor gepraat. Dan vra Micha, wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel, wat kan ek bring om sy guns te wen? Wat kan ek bring om sy kop te swaai oor ons? En dan kom hy met goed, dan sê hy, moet ek offers na hom toe bring? Jaar oud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar? Sal hy met 10.000 offers, sal dit omskuif? Elke keer so half, nee, ook nie dit nie. Dan kom hy en sê, en my eersgeborene, wat uit my liggaam uit gebore is, en dan word alles afgeskiet. Ook nie dit nie. Niks is genoeg om God se kop te draai nie. Nie 'n offer wat ek kan bring nie. Alles word afgeskiet. Want jy kan God se guns nie koop nie. En hier moet ons baie goed self ondersoek doen, julle. In hoe mate dink ek en jy ook so, ek kan God se guns koop. Wees nou maar eerlik. Doen jy nie ietsie spesiaal, bietjie ekstra moeite, as jy die volgende week 'n groot uitdaging het nie, om by die kerk te kom? Wees eerlik. Bring jy nie ook goed wat jy doen vir God in verband met wat jy van God vra nie? Wat hy moet doen nie? Hy moet ons red. As dit droog is, dan moet ons by mekaar kom en bid. Maak nie saak hoe ons leef nie, ons moet net by mekaar kom en bid. Dan sal die Here gelukkig wees. Jy moet nie moedswillig wees en my probeer verkeerd verstaan nie. Hoor. Ek kan God nie koop nie. Nie omkoop nie, nie met offers nie. Hy is nie te koop nie. Tog kos dit ons. Dit kos alles. Dis wat vers 8 sê. Dit kos jou lewe. Luister na die antwoord wat die Here gee. Micha 6 vers 8. Mens, die Here jou God het jou bekend gemaak wat goed is. Hier is die antwoord. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys. Dat jy bedagsaam sal lewe vir jou God. So moet ons leef in Suid-Afrika in 2020. So moet Seppi en Jenny hulle kinders grootmaak. Micha 6 vers 8. Hy vra nie opkoopgeskenke nie, hy vra jou gesindheid, hy vra jou hart. Hy vra jou hart. Skenk jou hart. Ja, maar dan kan ek nie meer leef nie. Skenk jou hart. Gee dit vir die Here. Jou hele hart. Jou hele gesindheid. Dit lyk na 3 goed wat hy van ons vra. Maar dit is eintlik net een ding. In Hebreëus is dit die woord mishpat. Mishpat vat dit alles saam. Dis een woord, mishpat, die begrip mishpat. Word ook in baie plekke gebruik, Levitikus 24 word vertaal met hierdie beginsel. Hierdie mishpat. Geld vir gebore Israeliete, vir vreemdelinge, want ek die Here is julle God. Dis die rede. Die Here is God. Daarom mishpat. Klaar gepraat. 421 keer in die Bybel word mishpat gebruik in die Ou Testament en elke keer word mishpat in verband gebring met ek is die Here. En mishpat sê reg en geregtigheid is wat die Here vra. Reg en geregtigheid is wat die Here vra. En dan gee hy hierdie mishpat vir sy mense as verantwoordelikheid om dit te laat gebeur. Dit gebeur nie van self nie. Julle is die kanale van die mishpat in hierdie wêreld in, sê hy vir hulle. En die meeste kere wat mishpat gebruik word dit baie duidelik toegepas, gefokus op 4 groepe mense. Die weduwees, die wees, die vreemdeling en die armes. Keer op keer.
Soos 'n refrein. So die Bybel sien die regverdige mens as die mens was wat met 'n mishpat bril kyk na die wêreld. En die regverdige is die een wat homself op die spel plaas, homself gee sodat mishpat kan gebeur. Sy kennis, sy vaardigheid, sy hulpbronne gee hy ter wille van mishpat. Want dis wat God wil, want hy is die Here. Die fokus is 100% weg van ons af. 100% op God gerig. Daarom mishpat. Die nuwe bril vir ons in Suid-Afrika. En wat Suid-Afrika sal maak werk, is as God se kinders in Suid-Afrika begin mishpat leef. Jy moet 'n mishpat bril kyk. En dit geld elkeen. By elke geleentheid, of dit nou. Nee, kom ons braai bietjie lekker vanaand. Vanaand maak ons nou harte oop. Kom ons los nou mishpat diep in 'n kas, in die vrieskas, in die huis, want dan ook loer hy vir ons uit. Ek dink die Here vra van ons, die reg sal laat geskied, liefde en trou sal bewys, bedagsaam sal lewe voor die God. Hy vra van ons 'n mishpat bril. Ek was nie versoeking, want daar is so baie temas om aan te spreek, om iets te sê ook oor immigrasie. Want dit is so dat ons almal iemand het, meeste van ons het iemand wat of wil immigreer, of praat daarvan, of besig is, of reeds geïmmigreer het. Wat daarvan? Dis 'n groot onderwerp. So eintlik moet ek nie eens begin nie, want dan gaan ek nie reg doen aan die onderwerp nie. Al wat ek wil sê is, dit gaan oor jou mishpat gesindheid. Of jy hier is, en of jy gaan. As jy hier weg wil vlug, jammer vir die land wat jou kry, want jou gesindheid is nie mishpat nie. As jou gesindheid hier mishpat is, en jy het hierdie oortuiging, jy, of geleentheid, en jy wil dit aangryp, gaan met mishpat, en gaan mishpat daar ook. En dis die boodskap van die Bybel. So, moenie ander argumente opmaak, hoekom jy wil immigreer nie. As jy vlug, as jy bang is, en al die ander, maak nie sin nie. Ons het fantastiese skole in ons land. Ons het fantastiese geleenthede in die land. Jy gaan nêrens so jou geloof so kan groei, en so seker kan wees oor jou kinders se geloof, en kleinkinders se geloof, as hier nie. En dit moet jy bereken, as jy oorweeg om te skuif, maar ek wil nie daar gaan nie, dat ek nou my klaar self in die laat skaak. Ek dink ons het 3 opsies. En ek dink, as ek dit uit Micha uit wil vat, dan is daar van die volk, of die volk het gesê, maar weet julle, ons het korrupte leiers. So, kom ons spring op die trein. En ons maak soos hulle maak. En ons doen dit beter as hulle. Ons ry nou soos ons wil, ons koop die verkeersouens om. Dis goedkoper om 'n braai te gee as 'n boete. So as 'n B of 'n B. Wat is nou die verskil? En so leef ons, asof daar nie 'n verskil is nie. En dis op die vlak waar die mishpat gebeur. Of nie? Ons kyk net na ons eie belange. Ons kyk na ons eie beursies. Ons probeer die grootste moontlike deel van hierdie koek kry. Die koek is net so groot. Ons moet die grootste moontlike deel kry. Ons wheel en deal, want dit gaan oor ons. En ek en my, en ek moet by mekaar maak, en ek moet vir my kinders sorg, en allerlei verskonings, sodat ek net nie by mishpat kan uitkom nie. 'n tweede moontlikheid is om in ontkenning te leef, en baie leef in ontkenning, op verskillende maniere. Ook in Micha se tyd was daar 'n klomp wat die boksie afgetik het, en dan sê, alles is nou oukei, die Here is nou tevrede, nou kan ek maak wat ek wil. En dan sien hulle geen geleentheid raak om mishpat uit te leef nie. Sien hulle geen nood van mense raak, sien geen mense raak nie. Dit gedink hulle kan God gelukkig maak deur iets vir hom te doen, vir hom te gee, 'n geskenkie. Dan sê die Here weer, hy gaan smile hy. En hy is so besig met sy geskenkie wat ek vir hom gegee het, dat ek nou maar kan maak wat ek wil. As die kerk verby is, dan gaan ek net aan met my eie goed. Geen waardes geld daar nie.
Die waar is, doen ons weer as ons kerk toe gaan. Daar buite lieg en bedrieg ons. Ons hoer en remoer, ekskuus vir die woorde, maar dis hoe dit is. Dis hoe ons leef. Ons trap op mense, ons misbruik die mense wat vir ons werk. Ek sien dit 'n mens as 'n stepping stone, as 'n trappie om hoër te kan kom. Ons maak ons saak uit, dink bietjie ons redeneer julle. Ek het 5% verhoging gekry, so my tuinhulp moet tevrede wees met 5%. Sodat hy vir hom 1 ekstra melk kan koop in 'n maand. Ons luister nie dat die tikkende tydbom is die kloof tussen ryk en arm in hierdie land nie. En ons wil net nog ryker en ryker word. En ons kyk nie na die ander ouens nie. Ek sê nie as iets verkeerd met rykdom nie. Maar as jy nie 'n seën is vir die ander nie, is 'n groot fout. Groot fout. Die tikkende tydbom is die werkloosheid van ons jong mense. En as ek nie meer help om werk te skep nie, elkeen van ons kan werk skep. As ons so maklik omgaan en met ouens wat vir ons werk, sommer net hulle laat gaan, asof, sommer net sê, moenie kom nie, dit reën. Wat moet daai arme ou eet vanaand? Reën. Terwyl ons vettigheid, agter ons, al ons goeders, yskaste vol, kaste vol, kies en keer wat ons moet eet. Ons moet weer hieroor dink, julle mispad, dink anders, dis 'n nuwe bril. Ons is hier met 'n rede. Ander ouens ontken ook deur te sê, kom ons kom met mekaar en ons bid. En dan is alles alright. Ons gaan weer uit en ons leef nog op dieselfde manier, want ons het gebid. Natuurlik is gebed belangrik. Maar as gebed nie oorgaan tot dade nie, is dit sonder meer dood. Moenie dink jy is die bidder en die ander ouens moet die werk doen nie. Almal moet mispad uitleef. Of ons kan kies om hier aan die einde van hierdie 6 weke reeks met die nuwe bril wat God vir ons gegee het, om na die verskillende kante toe te kyk, ook anders en nuut na Suid-Afrika te kyk, en met 'n Micha 6 vers 8 bril, met 'n mispad bril na Suid-Afrika te kyk. Mens, die Here het jou bekend gemaak. Ons het nie meer, ons kan nie sê ons weet nie. Ons weet eintlik baie goed wat om te doen. Jy moet maar die nuwe bril net na die ou goed kyk, asseblief. Anders dan gaan jy dieselfde ou bane, maar weer bly leef, en nog net so eintlik onreg pleeg, in plaas van reg te pleeg. Mispad brille is wat Suid-Afrika nou nodig het. En ons is die mense wat dit eerste moet dra. Ons is die mense wat die voorbeeld moet wys, moet vir niemand wag nie. Ons is uitgekies, jy en ek. Vra my, en ek gaan vir jou vra, hoe gaan dit met jou bril? Hoe gaan dit met die uitleef van mispad? Reg en geregtigheid. Daar waar dit vir God saak maak. Reg sal dit geskied. Liefde en trou sal bewys. Bedagsaam sal lewe voor jou God. Dis mispad. Sal lewe voor jou God. Die mooiste mooi van die mooie Suid-Afrika is nie die video's wat ons kan kyk en die beelde nie. Die mooiste mooi is waar mense mispad brille begin dra. En iets hiervan gebeur, wat uit fokus uit is, kom in fokus, word raak gesien. En dis baie keer pynlik, dis meestal pynlik, want dan sien jy die nood raak, dan sien jy die behoeftes raak. Maar ons sien so baie, daar is so baie, dat ons, maar liewester ons hande voor ons oë. Waar ons miespadbrille hier na mekaar begin kyk. En as jy hier uitgaan in die verkeer, môreoggend op pad, waar jy ook al werk, die ou wat in jou tuin werk, die een wat in jou kombuis werk, anders te begin sien, die mense in jou huis, die mense in jou skool, die mense by jou werk, met miespad bril na kyk. Ek dink twee van die baie Nuwe Testamentiese verse wat die beginsel van miespad verkondig, help ons dalk. Die een is Matteus 6:33, sê jy moet luister. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Dit is die riglyn hoe julle sou my moet grootmaak. Dis die riglyn vir jou en my. Soek allereers die koninkryk. Kyk eens na God met 'n helder bril, dan sal jy dan anderster kyk as jy miespad hier inbring. Die ander goed sal bygevoeg word. Ons is so besorg oor die ander goed dat ons God net sê, staan nou net by een kant, Here. Ons is nou in die regte lewe.
Dit sê mense partykeer vir my. Dan sidder ek, dan wil ek 'n rebel word oor ons godsdiens en ons kerk speel. Julle, ons is hier omdat die Here ons geroep het hiernatoe om getuie te wees van 'n doop waar God kom sê, hier's 'n vaste punt, Zoe, my dreier is myne. Dit is 'n fantastiese geleentheid om dit te beskou. Ons het dit noudag beleef toe ons vir daai kankerkind kon bid vir Menai. Dat dit 'n vaste punt in haar lewe was toe sy 8 jaar terug hier gedoop is. Nou lê sy daar in Unitas, siek van die chemo. Baie siek. Vrydag sleg gewees. Sleg. Weer beter volgende dag. Maar sy het 'n vaste anker waar God wat gesê het, "Hier's myne," en dit bly vir altyd staan. Vir altyd, altyd, al is daar kanker in haar lyfie. Die tweede Mishpat teks wat ek net wil sê, wat ons dalk help is, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, moenie, veg dit, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Daar's soveel goeie wat jy in die plek van die kwaad kan sit as jy wil. As jy net reg kies. As jy dit begin doen. As jy dit begin onthou. Dis jou Mishpat-bril. Ek wonder as ons hierdie balanseerskaal het. Ekskuus vir julle ouens. Hoe lyk jou skaal? As dit die negatiewe kant van Suid-Afrika se skaal is, en net die positiewe kant wat ons goed laat voel oor hierdie land. Op watter kant maak jy 'n bydrae? Negatief? Dan lyk hy so, ook vir die buitestander. Of maak jy so? Dan lyk hy so. Vir my, en vir jou en jou kinders, en hulle kinders. Jy's baie eerlik. Elke woord, elke daad, het 'n effek op hierdie skaal. Hoe kyk jy na hierdie land? Hier is jy gebore, hier leef jy nou. Terwyl jy hier leef, moet jy, vra die Here van jou. Pleit hy by jou, gee jou opdrag, nooi jou, gebruik watter woord jou pas. Maar sit net 'n Mishpat-bril op en kyk deur God se oë na hierdie fantastiese land waarin ons leef. En wees deel van die oplossing. Pas op dat ons nie deel van die probleem is nie. Ek is bevrees, maar ook ons is baie keer deel van die probleem. Kom ons raak so 'n bietjie stil, dan ontvang jy wat die Here vir jou wil gee vanmôre. Wat moes jy hoor? Hemelse God, hierdie land is u hart en ons het die voorreg en die genade om hierin te kan leef. Help ons om met 'n Mishpat-bril, u bril, na die land te kyk en te sien wat u sien. Die pyn, die geleenthede, die moontlikhede, die onbeskryflike mooi, die onbeskryflike seer. Alles. En Here, dankie dat U ons betrek in U plan van herstel en opbou en genees van hierdie land. Help my om presies daar waar ek loop en ry en beweeg hierdie week, daar genesing te bring. Dag vir dag, uur vir uur, geleentheid vir geleentheid. En dit begin sommer in my huwelik, in my huis, in my kar, waar ek my werk goed of nie goed doen nie, waar ek eerlik is of nie eerlik is nie. Help my daar, Here, om te onthou en met U bril te kyk. Ek pleit dit van U en ek loof U, Here, dat U ons nie vernietig nie, want dis wat ons verdien. Ek loof U vir die genade en U oneindige liefde vir my, vir ons, vir Suid-Afrika. Ons bid vir ons regering, ons bid vir elke regering, op al die vlakke, tot in ons huise, hoe ons goed regeer en bestuur.
bid vir al die vlakke daarvan, dat ons oral meer en meer en meer deur u bril kyk, en help ons om die leiding te neem. Ek pleit dit van u, Here, en ek dank u vir ons geleenthede vir hierdie week. U is die koning, ons eer en aanbid u naam. Amen. Ons het die voorreg om getuie van die doop te wees. Ek wil enkele sake uitlig. Die doop is 'n fantastiese geleentheid. Dis soos 'n pen in die sand waarna toe ek my kan terug oriënteer. Waar God gesê het, jy is myne, en ek wil julle uitnooi, ouens. Ek wens ek kon elke keer elke ou laat draai maak hierso in watervat, beleef, bid, weer herbevestig. Maak hierdie doop van Zoe my nou ook jou doop, jou bevestig, jou viering van jou doop. Al is dit, party is ouer as ek. Dis lank terug, julle. Dis lank terug. Hier's party wat baie langer as ek is. Die doop is nie net 'n mooi gewoonte nie. Dis nie 'n bygelowige ding nie. Dis 'n geleentheid, nie 'n geleentheid wat die kind haar naam kry nie. Sy het lankal is sy geregistreer as Zoe my. Maar dis die geleentheid waar God kom sê, ek is jou Vader. Jesus kom sê, ek is jou verlosser. Die Heilige Gees kom sê, ek is jou leidsman. En dis daai ouerpaar se voorreg, en oupas en oumas, en familie, vriende wat hier is vanmôre. Julle voorreg om Zoe my daaroor in te lig, dit vir haar voor te leef, vir haar te onderrig, vir haar te help, dat sy dit glo. Moenie nie vir haar vertel en dan so leef dat sy dit nie glo nie, want dis in baie gevalle die waarheid. So mag die Here ook dan vanmôre hierdie doop besonder aan ons elkeen seën. Ek wil vra dat Jenny en Sepie asseblief voor die kansel sal kom verskyn. Gaan hy sy maatjies saambring? Ja, hy mag. Ja, ek weet hy mag, maar ek sien hy is besig om te beplan daar agter. Ek is vinnig sê hulle mag nie kom nie, maar nie nou wel nie. Okay. Kom ek vra vir julle nou gelukkig laat hulle inkom. Christo, Zoe my kan kom. Ons gaan nie sing nie want ons moet vir haar kyk. Want sy is baie mooi. Julle moet haar waardeer. En sy het 'n baie trotse boetie. En lyk my as baie maatjies wat deel is van hierdie ding en dis so dit is. Kyk, wil net daar. Laat hulle asseblief almal kom. Almal kan kom. Ja, yes. Ag nee man, laat hulle kom asseblief. Daar's nou trane oor dit. Sien partykeer staan ons in ons kinders se pad, hè? Kan julle glo? Kyk. Ag, jene, waar is my boek nou? Ekskuus. Kan ek julle 3 vrae vra asseblief waarop julle moet antwoord? Bely julle dat hoewel Zoe my as 'n sondaar in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, sy nogtans in Christus aan God behoort en as lidmaat van sy gemeente gedoop moet word? Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en die volkomme leer van die verlossing? Beloof julle om Zoe my in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig? Wat is julle albei se antwoord? Kom ons Zoe my Dreyer, ek doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Gemeente, Zoe my Dreyer, God se kind, deel van God se hart. Ons is almal verantwoordelik vir wat sy gaan glo. Hoor jy dit?
Jy is verantwoordelik, jou lewe, jou praat, jou doen en laat is verantwoordelik vir wat sy gaan glo as hy groot word. Kom ons bid vir hulle. Liewe Here, hierdie is 'n voorreg wat ons moeilik in woorde omsit. Dankie dat ons almal getuie is van Zoe May se doop. Dankie dat haar doop vir ons elkeen 'n viering van ons eie doop is. Dankie Here God dat U 'n merk maak, 'n punt maak, 'n vaste punt maak, waarna toe sy sal kan terugkyk en hulle as hulle met haar praat vorentoe en ons as met haar die geloof deel, 'n vaste punt waarna sy kan terugkyk en sê, maar daar het God al voor ek hom verstaan my naam genoem, my naam ingeskryf, ek behoort in hom nog van altyd af. Dankie vir die voorreg. Ek bid Here vir haar, wil jy haar seën en vir haar help deur die jare wat kom. Dankie vir haar pa en ma, vir haar boetie wat vir haar so lief is. Wil jy asseblief seën en vir haar help, Here, om U liefde altyd te ervaar as groter as al die pyn en al die seer van hierdie wêreld. Ag Here, baie dankie dat U hulle as ouers vir haar gegee het. Dankie vir haar kosbare familie waarin sy gebore kon word. Sy is geseën en bevoorreg. Dankie vir haar kosbare boetie. Seën hom ook asseblief, Here, en word verheerlik deur haar lewe, ook op die pad vorentoe, ook hier in Suid-Afrika. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Geluk en seën vir julle. Sterkte. Hier, hy water uitgooi. Waar wil jy daai uitgooi? Okay. Hy wil net die watertjies uit die kers uitgooi en dis 'n baie goeie ding. En as te mors dit op die mat. Baie geluk. Jenny, baie geluk oupa en ouma en al die ander mense. Wie is almal deel van hierdie doopgaste? Hier's 'n klomp van julle. Daar sy, kyk dit, dis daar sy. Baie mooi. Mag julle almal regtig baie vreugde van hierdie wonderlike klein mensie beleef. Kom ons sing vir haar 'n baie mooi lied, ons dooplied. En ons bly net so sit en dan sing ons hierdie mooi lied, al 3 verse asseblief. Nee, jy kan hom saamvat. Kom, wil jy by my sit? Wat sê jy? Dankie julle hoor. Baie dankie hoor. Sure. 'n Pa en 'n seun. Dat hulle groot word is net genade. Ek wil graag vir Roan en Tanya en Odie nooi om by my te kom staan, maar ek sien hulle nie, maar hulle is hier so nie. Daar's jy. Daar's Roan. Daar's Tanya. Hy's op pad, Tanya, hoor. Miskien moet ek maar net ietsie sê, hulle doop einde van die maand. Maar klein Andrew is gebore met 'n haaslippie en 'n gesplete vir die hemel te reg deur. En die goed is mos nou nie maklik vir ons nie, maar hy word môre geopereer, eerste van 'n reeks operasies. Nou het gevra, kan ons spesiaal vir hom bid en hoe kan ons anders? So ek wil baie graag, hulle ou groot seun, kan ek hom vas. Hy is die vriendelikste ding julle. Kyk hoe mooi is hy. En ja, dis 'n tawwe pad wat vir hulle voor lê, maar die Here is saam met julle daarin. Ek dink, weet julle wat, julle is mos gedooptes. Sit julle aan hier so in die water. As ek vir hom bid, dan dink julle terug aan julle is gedoop, God het met julle verbond gesluit. En hy los hom nie. Hy los julle nie. En einde van die maand dan doop ons hom. En dan is dit vir julle herbevestiging van God se pad wat in julle stap. Gemeente, kom ons bid vir hom. Liewe Here, U weet ons is mense en ons is swak en ons verstaan baie goed nie in hierdie lewe nie. En hoekom klein Andrew so gebore moes word, verstaan ek nie. Maar Here, ek wil vir U vanmôre vir baie goed kom sê dankie. Baie dankie vir die liefde vir Andrew. Dankie dat hy so mooi is. Dankie dat hy so oulik is. Dankie dat U vir hom 2 sulke kosbare ouers gegee het. Dankie Here dat U hulle geseën het met geloof om vas te byt al weet hulle dis die baba wat hulle gaan kry.
Dankie dat ons vanmôre hier geloof in aksie sien. Hier is hy. Dis geloof. Dankie dat U vir hulle geloof gegee het. En Here, nou is ons almal geseën om getuie hiervan te wees. Getuie van aanroep, getuie van U. En U wat na hom kyk en U wat vir hom oneindig lief is soos wat U vir ons lief is. En Here, hy weet nie wat wag vir hom nie. Sy ouers weet en hulle is bang. Maar Here, hulle hou U hand vas. Hulle lê maar net terug eintlik in U hand wat vir hulle vashou. En ons kom sê dankie vanmôre dat hulle aan U behoort. Dankie dat U lank terug gesê het U stap met hulle en hulle kinders se pad en hier is hy. Nou pleit ons Heer vir hierdie week spesiaal vir die dokter Bedou wat hom moet opereer en ag Here, wil U asseblief al seën. Elke ding wat hy doen dat dit vaardig sal wees. Dis die eerste van 'n klomp operasies, maar dankie dat U vir hom die vaardigheid gegee het en die kennis om dit so goed te kan doen. Dankie dat U vir Tanya gaan help wat die hele tyd aan die hospitaal by hom moet wees. Vir Roan wat moet werk en wat ook tussenin ondersteun en help. Here, gee vir hulle krag en moed en geloof en geduld en alles. En help hom nie deur, Here, dat hierdie trauma, hierdie ding op sy pad nie vir hom so sal seer maak dat dit 'n ander mensie sal word nie, maar dat hy net nog al meer U liefde in U beeld sal laat verskyn, laat skyn in hierdie wêreld. Seën hom hierdie week, Here, asseblief. Seën hulle. En word ook hierin verheerlik. En dit bid ons in Jesus naam. Amen. Dankie julle sterkte vir julle hoor. Sterkte hoor.